en 'n lamp vir ons pad is. En dat U vir ons, Here, duidelikheid gee van die pad vorentoe in Jesus naam. Dankie vir die seën op U woord. Amen. Amen. Ons is baie stil vanoggend. Ons eer die Here dat ons hier kan wees en dat ons vanmôre rondom sy woord kan vergader. En daar's baie dinge wat ek wou sê en baie skrifte wat ek wou lees, maar ek het vanoggend is hier met een doel en dit is om U te versterk op die pad vorentoe. Amen. Woord wat die Here vir my gee, of wat ek in die nag bepeins het, is Jesaja 38. Isaiah 38. Jesaja 38 vanaf vers 4 tot 8. As ander skrif wat ek wou ook, wat ek hierdie week aan gedink het, en dit is Biliam, maar dit sal by 'n ander geleentheid, sal ek praat oor Biliam. Maar vanmôre wil ek met u praat oor Jesaja 38. Vanaf vers 4. Toe het die woord van die Here tot Jesaja gekom en gesê, gaan sê vir Hizkia, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid. Ek het jou gebed gehoor, jou trane gesien. Kyk, ek sal 15 jaar by jou dae byvoeg. En ek sal jou uit die hand van die koning van Assirië red. En ook hierdie stad. En ek sal hierdie stad beskud. En dit sal vir jou die teken wees van die kant van die Here, dat die Here hierdie woord wat hy gespreek het, sal volbring. Kyk, ek sal die skaduwee op die grade wat het gedaal het, deur die son op die grade van Agas, se sonnewyser, laat teruggaan, 10 grade agteruit. En die son het 10 grade teruggegaan op die grade wat het gedaal het. Tot sover, Here seën hierdie woord aan die hart. Jesaja praat met Hizkia. Here sê vir hom, sê vir Jesaja, toe het die woord van die Here tot Jesaja gekom. Baie keer praat die Here met ons op 'n wyse wat net ons kan verstaan. Hy praat deur die natuur, soos wat hy met die kraai gepraat het, en soos wat hy met Biliam se donkie gepraat het. Die kraai was gehoorsaam om die vleis en die brood te bring. Baie kere dan is daar 'n leeu 'n ding gevang, en dan van hy oorbly soos van hy vleis, en die kraai sien nog nie. As jy op die pad ry, as jy daar ding dood lê, die kraai is daar om hy vleis te kollekteer. Die brood, daar was 'n brood op die buiteoond gewees, en as jy nou vandag gebak het, dan kom die kraai en ek kom haal die broodjie, môre is hy daar aan die ander kant, om vir Elia te voorsien. Biliam se donkie het met hom gepraat, en gesê, as ek nie weggedraai het nie, was jy dood. Hy sê, dien ek jou dan nie al soveel jare, dat jy nou met my so aangaan? Hoekom slaan jy my? Nou, Jesaja gaan na Hizkia en hy sê vir Hizkia, dit is vir jou, die Here sê, ek sal 15 jaar by jou dae byvoeg. Ek het eendag met 'n begrafnisondernemer gepraat, hy sê, hulle het die aand hier aan die kant, wat is hy straat hier gebring?
Suikerboslaan iewers het hy met sy lijkswa gery, iemand kom haal en sy kar se ruit was oop en amper steek die klong vir hom daar met die mes terwyl hy in sy kar is. Hy sê in besef agterna dat het die Here ook by sy dae bygevoeg. Baie keer kom ons in situasies en omstandighede dat ons besef dat dit is net die Here wat ons gehelp het en by ons dae bygevoeg het. Nou hoekom sal die Here by ons dae wil byvoeg? Ek dink hy voeg by ons dae by sodat ons die werk van die bediening kan doen. Ek het nou gaan kyk na die skrif wat daar staan 2 Timoteus 4:5, dit praat niks oor die visie en oor die small enough to know you and big enough to serve you nie. Maar hy sê daarso dat lyfverdrukking doen die werk van 'n evangelis. Vervul jou bediening. Dit is in hierdie jaar wat ons bediening moet vervul. Ons moet dit voluit leef. Dit wat die gawe wat die Here soos pastoor Oujaarsdag aand gesê, die gawe wat die Here aan jou toevertrou het. Daai gawe moet jy uitleef. Jy moet jou bediening vervul. Die oomblik jy dit uitleef, vervul jy daai bediening wat die Here aan jou toevertrou het. Al is daai bediening ook net om mense wat moedeloos geraak het 'n bietjie op te cheer met jou grappe. Want baie keer is mense in 'n dip en dan sê ek wil nou nie persoonlik raak nie, maar as Salmon by jou kom, het hy altyd 'n grap of 'n ding om te sê. En dit cheer mense op. Dit lig jou uit jou situasie of uit jou omstandighede op. Ander mense sal weer byvoorbeeld sê, nee, maar jy kan nie so grapperig en losbandig wees in die kerk, jy moet ingetoe wees. Maar baie keer het ons nodig dat ons opgelig sal word. Vervul jou bediening. Leef jou bediening uit die oomblik, en die oomblik jy dit doen, is jy vervuld. Jy voel tevrede wanneer jy jou bediening uitleef. Jesaja kom hier, hy sê, dit sal vir jou die teken wees, dat die son sal op die gradewyser van Agas teruggaan. As die son vanmôre daar uitgekom het in die ooste, sal verwag ons, hy moet al die pad gaan na die wes, maar die son het teruggegaan op die Agas se sonnewyser. Ek dink in die warmbad is daar so 'n sonnewyser geweest. Hulle daar so 'n ding wat hulle daar by die dwarsgebou iewers, dink ek, het hulle so 'n sonnewyser. Jy sal sien hoe die skade en die manne, hulle werk presies op daai ding, hulle weet presies hoe laat dit is op daai gradewyser. Hy sê vir jou presies, as jy kan maar kyk op jou horlosie, as daai ding so sê, dan sê, of hy skade, wie sê vir jou presies hoe laat dit is, die manne wat die ding verstaan. En God hy gee aan ons 'n teken. Hy sê, ek gee vir jou, dit is vir jou die teken. Die man is siek, hy's besig om voorbereidings te maak om te sterwe en om huis toe te gaan. En dan kom die Here en hy sê, ek voeg 15 jaar by jou lewe. Ek voeg 15 jaar by jou dae. 15 jaar is 'n lang tyd van nou af. Dan is ek seker al heel kaal kop. Dan sien jy weer ou haar wat wys na die meelstof nie. As die Here vir jou 'n teken gee. Ek het vir die Here, ek het nou die dag vir een gesê, ek het vir die Here 'n teken gevra. Jy mag seker 'n teken vra. Ek weet nie eens waaroor dit gegaan het nie, maar ek het vir die Here 'n teken gevra. En ek wag nog vir daai teken. Ek het verlede jaar rekord by die einde van die jaar, het ek vir die Here 'n teken gevra. En ek wag nog vir daai teken.
En as daai teken in vervulling kom, sal ek vir julle sê wat was die teken? Ek kan maar nou sê vir julle, ons geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, is 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien. Ek is 'n duiweboer. Nie van formaat nie, maar net omdat ek hou van duiwe. Iemand het nou eendag by die werk gesê, ek moet tog vir die een klong ook duiwe gee, dat hy bietjie kan rustiger raak. Sê ek, ja, dit kan jy kan, as jy gespanne is, gaan werk jy bietjie daar tussen die duiwe, of jy kan staan net gaan sit daar by die duiwe op, soos Lea se kinders sê, hulle wil daar by die duiwe ook kom kuier. Net om 'n rustigheid oor jou te kry. Nou die teken wat ek vir die Here gevra het, as daar is net 'n bloubaar duiwe en ja, daar's een Czechse duif in daai hok. Nou as jy nou weet wat bloubaar is hy 2 sulke baars en dan lyk die kleur so al vaalerig, vaalblou en die 2 sulke donker strepe en die ander Czechs is die 2 bloubaars met die Czechs tussenin. Czechse lappie, né? En ek het vir die Here gevra, ek wil graag 2 spierwit duiwe hê. Daai duiwe moet net daar aankom en daar kom bly. Spierwit, nie 'n kolletjie swart of vaal of wat ook al wees. Hy moet spierwit wees. Dit is die teken wat ek vir die Here gevra het. En ek wag op daai teken. Geloof kan leidsaamheid wees. Dit kan, as God vir jou 'n teken gee, as jy vir die Here 'n teken vra, of hy sê, dit sal vir jou die teken wees. Vir Agas het die dag teruggegaan. En op daai grade, het dit, soos Paul Jankie sou sê, gesê, alle waarhede is parallel. Op daai gradewyser was dit dalk in vergelyking met daai, was dit 15 jaar wat die Here by sy lewe terug bygesit het. En as die Here vir jou sê, ek voeg dit by, en hy gee vir jou die teken, dit is die teken, dat ek byvoeg. Dan moet ons die teken aanvaar. Vir Biliam was die teken, die donkie het met hom gepraat. Sy esel wat hy vir soveel jare vertroud mee was. Vir Elia was die teken, hy het nogal weggehardloop nie. Voor die koning. En hy gaan lê daar, hy sê, Here, nou moet ek maar hier sterf. Jou bediening is nog nie klaar. As in die oomblik jou bediening klaar is daai moment wanneer jy jou bediening kan oordra aan iemand anders. Paulus het sy bediening aan Timotheus oorgedra. There's always, the ministry never dies. The ministry never comes to an end. There's always, the ministry always, dat moet aangaan. Elia se bediening het op Elisa geval. Elisa wou nog mense gaan groet en gaan sê, en hier staan hy met 'n paar donkies en goeders en 'n paar esels en trek osse en hy slag sommer daai osse daar en ek gee vir die manne, luister eet, daar's 'n vuur hier binne my wat brand, en het nou vir my gesê, en die koeltjie vuur, het seker nou hier van die vuur af om haar geval, en nou voel sy het nou baie gepraat, so sy het mooi die tyd ingewerk. God wil by jou daar byvoeg, om jou bediening, dalk het ons iewers, die slag verloor van evangelisasie. Dalk het ons nodig om weer
opgeskerp te word. Dalk het ons nodig om weer net 'n bietjie ingelig te word, of 'n vuurtjie aan die brand te steek. Ek op die plaas was, ek dink Pastor Pieter hulle ook, elke jaar voor oestyd was daar 'n kursus gewees. Al het jy daai kursus verlede jaar gedoen, net om jou op te skerp vir die oes wat aan die kom is. En as daar nuwe dinge bygekom het, hoe om dit toe te pas en te gebruik om die oes in te samel. Ek glo dat in hierdie tyd, soos wat alle waarhede parallel is, so ook in hierdie tyd waarin ons leef, het daar nuwe dinge bygekom om te evangeliseer. En ons moet dit begin toepas en ons moet opgeskerp word daarin dat ons bediening kan uitleef en dit kan vervul. Vervul jou bediening. Leef voluit in jou bediening. Dit wat die Here aan jou toe vertrou het. Die Here het aan jou sekere dinge toe vertrou. As 'n koortjie wat sê, kan die Here jou vertrou? Kan hy jou stuur met sy Heilige Gees? Hy wil jou stuur en hy wil jou gebruik daar waar jy is. Daar by die werk, hier by die kerk, daar waar jy op die sportgronde is, daar waar jy in die politiek is, ek weet nie of dit politieke mense sien nie, maar daar waar jy in die politiek betrokke is, daar waar jy betrokke is by die rugby, of in die bestuur van die rugby, daar wil die Here jou gebruik. Selfs wanneer jy daar langs die rugbyveld is, wil die Here jou gebruik. Daar by jou huis wil die Here jou gebruik. Deur eenvoudige dinge te doen en dit wat die Here toelaat om in jou lewe te gebeur. He want to use us. Hy wil ons gebruik. Ek moet net toelaat dat hy my sal gebruik of kan gebruik. Ek moet hom toelaat. En as jy, en soos ons hier, groot mense, as ek so kyk, ons is groot mense, ons het al die Olpelyn betree al. En die Here wil vir ons sê, as ek begin doen, sal hy by my daar byvoeg. Ons moet baie keer 'n draai gaan maak by die kliniek, ons moet baie keer 'n draai gaan maak by die hospitaal, en ons weet nie wat is die uitslag. Ja, hy is 'n mooi woord, hy. Maar ons het hy in 'n kursus gedoen, jare terug by, daar by die St. Margaret saal, waar die seun gevra het vir die dokter, wat is die prognose oor my pa? Wat is die uitslag? Wat sê die dokter vir my, wat my bevrees maak vir die toekoms? Dan kom die profeet en hy sê vir Hiskia, luister, so sê die Here. So sê die Here, ek sal 15 jaar by jou daar byvoeg. Aan die begin vers 1 sê, en in die dae het Hiskia dodelik siek geword. En die profeet Jesaja, die seun van Amos, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Daar was klare uitspraak oor sy lewe gewees, oor Hiskia se lewe. Toe draai Hiskia sy gesig na die muur, en hy het tot die Here gebid.
en gesê, ag Here, dink tog daaraan, dat ek voor u aangesig en trou en met volkome hart gewandel en gedoen het wat goed is in u oë. En Hiskia het bitterlik geween. En toe praat die Here weer met Jesaja en sê vir Hiskia, die oomblik en ek in berou na die Here toe kom, as ek in rou voor die Here kom en sê, dink tog daaraan, dink tog aan wat ek gedoen het, toe ek nog in goeie gesondheid was, toe ek nog voor u kon koordans, toe ek nog kon uitreik, toe ek nog kon onthou wat ek moet doen. Dis daar vergiet ons waar is die brille. Ek het nou gesien pastoor, moes hy weer terug gaan om sy bril te gaan haal. Ek moet baie keer, ek het oral brille, maar as ek die een vergeet, dan weet ek, die een is daar. Baie keer vergeet ek die ding sit op my kop en dan. En dan moet ek soek waar is, en dan besef ek, ja, hier is die bril, net nie so. Maar die Here wil weer vir ons gee. Hy wil selfs ons verstand so 'n bietjie aanraak, want as hy moet nou vir jou jonger maak, nee, ons kan sê, Hiskia het jonger geraak, want die grade het teruggegaan. Hy het eintlik jonger geraak in sy dae, en sy geheue was weer verfris. En die Here wil weer ons geheue verfris van hoe om evangelisasie te doen, want dit is waarop ons in hierdie jaar fokus, te bid vir herlewing, vernuwing en verandering, om te klop en te roep en te vra, Here, roep u werk in die lewe te midde van die jare. In die tye waarin ons leef, roep u werk in die lewe. En ek gaan klaar maak, ons het nou die aand gepraat oor die vuur in die Cederberge wat baie dae gewoed het. En dit lyk my die vuur is nou onder beheer. Ek het gister 'n lugfoto gesien van iewers waar daar nog klein vuurtjies smeel. Maar vanoggend sien ek hulle het 'n post opgesit van die vuur verlede jaar by Heuningvlei. Die veld is nog afgebrand, maar die blomme het hierdie jaar verlede jaar, vorige jaar, 2024, het by Heuningvlei gebrand in die Cederberge. 2025, toe na die reëns gekom het, het die blomme weer begin blom. Daar was weer blomme in die veld wat vir jare nie daar was nie. Pragtige foto's. In die middel van die afgebrandheid en die as en goeders, het die veld weer begin bloei. En wat die persoon sê is, in die stof en die as van wat met ons verkeerd gegaan het in 2025. Daai as is soos kunsmis vir wat die Here hierdie jaar in ons lewens wil doen. Hy wil ons weer laat blom in die midde van die afgebrandheid, te midde van die stof en goed en as wat daar is, wil die Here weer iets moois na vore bring in ons lewens. En so sit 'n foto op van en sy ouma se graf. Ek was by die begrafnis jare terug. Toe het ek nog 'n oog gehad op my lawer. Ry ek met die fiets hier uit begrafnis. Ek ken die ouma een keer gesien nie. Ek het dan vir ouma een keer gesien. En ek ry met die fiets hier op met swaar Sibiese nommer 28 dinwiel bicycle
die berg uit. En daai het die dominees nie veel ooghare vir die apostolies gehad. Ek ry met hy fiets met die Bybel agter op die carrier. Hy het nog 'n carrier ook gehad. Die Bybel daar vasgemaak, begrafnis. Ek het niks daar, ek het net gegaan. Ek het niks gedoen daar nie, maar ek was daar. En daar het 'n suikerkaanboom by die graf, langs die graf uitgekom. Dit was toegegroei na die brand van bo af gekom het by, wat is die vleesnaam? Ronnevlei. Ronnevlei. Dus daar soos jy na Jan Rousseau se plaas toe gaan. Die groenigheid was heeltemal afgebrand. Maar die grafsteen, toe ek het sien, toe onthou ek die grafsteen wat in die vorm van Afrika is, wat daar staan. En by die afgebrandheid sal die Here weer iets doen. Iets uniek. Hy wil iets uniek doen in ons lewens. Ek het daai dag nog die nommer 28 bicycle agter op Dominee Moret se bakkie gelei. Berg af. Dominee my weer lucht gegee. So die Here gebruik mense. He's using people. Hy gebruik mense om vir jou en vir my te sê, dit is wat ek in die jare te midde van tye in jou lewe wil doen. Ek dink daai afgebrandheid bring ons weer by die plek waar ons in herinnering roep. Ons het die hoekie gemaak en ons is besig om daai hoekie mooi te maak. So daar sit, we remember, ons onthou. Op Akali se kirie hang daar, Jeff se Bybel is daar, Paul se kers is daar, daar is nog ander, er is nog so, nie, ek het gedink ek wil hy boks van Sippie daar sit en hy goed daar opstel, dat we remember, ons onthou, maar ons trek ons uit, na wat voor lê. We remember, but die remembrance hou ons nie terug nie. Ons trek ons uit na wat voor lê. Die Here wil by ons daar byvoeg. Alles is ook net een dag wat hy byvoeg. Alles is ook net een dag wat hy het 'n sperdatum op my lewe. Nee, as 'n sperdatum op my lewe, as ek in die winkel gaan, vroeger jare het ons nie gehoor oor sperdatums nie. Ons het winkel toe gaan, so koop wat ons nodig het, hy dink al jare op hy rak gelê, ons het dit gebruik. En ons het ook nie siek geraak, want dit en gesê, maar hy dink sy raklewe is verby nie. Hy is 'n vervaldatum, daar's 'n vervaldatum op my lewe. Toe ek die dag hier op die aarde gebore is, was daar 'n tyd vasgestel. Tot daar sal jy hier wees en jy sal hier klaar wees. Maar as die Here in sy groot genade besluit, want hy het vir Jesaja gesê, sê vir Hizkia, jy gaan sterwe. Maar Hizkia het sy gesig na die muur gedraai. En baie keer het ons al getuienis ontvang van mense wat in situasies is, of waar hulle op hulle sterfbed lê, en hulle draai, die oomblik hulle op hulle sterfbed is, draai hulle gesigte weg van jou af. So amper asof hulle skaam is. Nog genoeg gesê daaroor. Maar nou weet ons verseker, as die Here in sy groot barmhartigheid besluit, ek wil by daar byvoeg, dan is dit 'n genadekans. Dit is net genade.
En ons kan die Here herinner aan die goeie dinge wat ons gedoen het. Ons kan hom herinner aan die dag toe jy vir iemand 'n broodjie gegee het. Of nie net vir ou Gert daar dingetjie in die hand gestop het en al het hy jou ook gevloek agterna. Hy wil hê ons moet weer ons hande oopmaak en doen wat ons hiervoor geroep is. Ek het al vergeet hoe om te evangeliseer. Ek het al vergeet hoe om opera te doen. Ek het al vergeet hoe om te gaan ryloop. En ek wil ook nie weer ryloop nie. Ek het al vergeet wat het is om te ryloop en langs die pad te slaap. En jou klere uit jou sak uit moet haal om jou teen die koue van die nag te beskerm. Ek het al vergeet hoe dit is. Maar daar's nuwe maniere hoe die Here ons nou in hierdie tyd vinniger oor die weg bring om ons roeping te vervul. Vervul jou bediening. Doen die werk van 'n evangelis. Al moet ek ook nou na die muur toe draai en sê, Here, onthou daai jare. Toe ek aan die brand vir U was. Hoe ek gekoor dans het. Al het ek gespring soos 'n bok. Hoe ek gesing het, al het ek van die noot af gesing. Maar tog waaragtig. God sê, ek voeg by jou by. Ek voeg by jou daarby. En dit is vir jou die teken. Wat ook al jy die teken wat jy vir die Here gevra het. Wat daai teken ook al is. Hy sal dit vervul. Hy sal dit vir jou doen. Kom ons buig ons hoofde. Vader, baie dankie. Dankie dat ons vanmôre verseker kan weet, U voeg by ons daarby. U is die een wat die lewe in U hande het. En daarom kan ons vir U eer vanmôre. Ons kan U loof, ons kan U aanbid. Al lyk dit ook vir ons, daar gebeur niks hier nie. Weet ons, U is hier en U is besig om vir ons die grade terug te draai. Om vir hierdie gemeente die grade terug te draai. Om by hierdie gemeente se daar te voeg. En dat ons weer aan die brand vir U sal wees. Dat ons weer 'n visie sal hê. Dat ons weer 'n droom sal hê wat ons sal najag en sal uitleef. Dat ons weer ons bedienings sal vervul. In Jesus naam. Dankie vir die seën op U woord. En as ons vandag hier uitgaan, en soos hier in die begin van 'n nuwe jaar. En dat U ons weer aan die brand sal steek. Met 'n vuur uit die hemel, wat nie uitgeblus sal word nie. Dat daar altyd vuur op die altaar sal wees. In Jesus naam. Amen. Here seën, baie dankie. Dankie vir genade dat die Here ons weer op 'n plek gebring het. Aan sy liefde kan ervaar. Môre aand, wat hier, wees hier, en die lied laat sy ons traan gesiggies gestuur, oor die bidtier, wat nie is nie. Môre aand is ons weer hier by die bidtier. Kom ons staan. Ons ontvang die seën van die Here. Ek wil vir elkeen dankie sê dat julle hier is. Want ons getrouheid
bepaal ons kinders se getrouheid in die toekoms. Amen. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en hy sal vir ons sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons wees en met ons bly totdat Jesus kom. En omdat ons sy koms verwag, sê ons amen. 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 God bless you. Is dan wirklich vroeg klaar.